Medekind van God, in Galasiërs 5 vers 22 lees ons van die vrug van die Heilige Gees. En die derde een wat genoem word, is vrede. Die vrede wat God gee. Ons lees in Johannes 14 vers 27 van daardie vrede, as hy sê, my vrede gee ek aan julle. Daar is 'n groot verskil tussen aardse vrede en die vrede van die Here. Aardse vrede beteken miskien afwesigheid van probleme, rustigheid, goeie verhoudinge met almal, maar die vrede wat God gee is heeltemal anders. Wanneer dinge jou vinnig ontstel, mense wat negatief is, mense by die kerk, woede wat in jou opstoot as jy by lang rye staan in 'n winkel, of jy voel soms jy sak weg in 'n put van depressie, dan beleef jy waarskynlik net menslike vrede van tyd tot tyd. Maar enige negatiewe ding roof daardie vrede weer by jou. Wanneer die vrede van God, die gawe van die Gees, werklik jou lewe vul, beteken dit nie dat daar nie probleme, ongelukkigheid of moeilikheid sal wees in jou lewe nie, maar dat ten spyte van hierdie dinge, daar 'n kalmte, 'n rustigheid, 'n ervaring van God se rus en tevredenheid deur jou hele liggaam en gees vloei. Hoor wat sê die Here Jesus weer in Johannes 14:27, die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. My vrede, sê die Here, is die soort vrede waarvan Filippense 4 vers 7 praat, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne, met ander woorde julle gedagtes, bewaar. Liewe medegelowige, in hierdie onstuimige tyd waarin ons leef in die wêreld, en in hierdie jaar spesifiek nou met die oorlog in die Midde-Ooste en die ontzagwekkende styging van pryse en alles wat om ons gaan, is daar net een saak wat vir jou gaan deurdra. Dis as jy sê, Here, mag U my vul, mag die Gees my vul met U vrede, want as die vrede van God in my hart heers, dan weet ek kan geloof in my hart hê, dat God gaan deurdra en voorsien. Die Hebreëse woord vir vrede is shalom, wat dui op 'n toestand van gesondheid, oorvloedige lewe, om 'n heel mens te wees, om tevrede te wees en om in 'n ideale toestand te wees, om in te sterf. Daarom sê Johannes 16 vers 33, dit sê ek vir julle, dat julle in my vrede kan vind. Ek wil graag vanoggend vir jou 'n gebed doen vir die vrede van God. Hemelse Vader, baie dankie vir die vrede van God, wat ons harte en ons sinne bewaar. Ek besef vanmôre, Here, daar is mense wat 'n diepe vrees ervaar, 'n bekommernis oor die dag en die uur en die tyd waarin ons lewe. Maar dankie dat ons vanoggend nou, terwyl ons met U praat, elkeen saam kan stem, want U sê ook in die woord, waar 2 of 3 van julle saamstem in my naam, daar is ek teenwoordig. En mag elke man, vrou en kind wat in hierdie oomblik na hierdie boodskap luister, nou die vrede van God ervaar in Jesus naam. Amen. Joy like a